Daar klap hulle 2 keer, daar het iets agter ook geklap nou. Had klap hulle vir William. Hier agter. Ja, hy wil mos moeilikheid soek. Hoe gaan met jou, Rikus? Goed en jy, man. Baie goed, man. Hoor jy, het jy gedrink die week? Baie dankie dat jy vra. Rikus, nee, ek het nie gedrink hierdie weekie, want omdat ek geweet het, vandag is nogal 'n baie belangrike dag, so ek wil 100% gereed wees vir wat vandag gebeur. Kan jy glo, dis ons heel eerste live broadcast, wel, Ja. 'n outside broadcast wat ons doen. Wat ons nou opneem. Wat ons opneem, nie in jou studio nie, en ek moet vir jou sê, dit is vir my baie lekkerder hier is in jou studio, hoor. Is die klank vir jou Die beter? klank is vir my baie beter, dit stink ook nie soos wat dit altyd in jou studio stink nie. Dit is altyd so 'n poepreekie wat daar rondhang in jou. Ja, want as jy nou twak praat gekyk het, reg agter ons is die toilet deur. En hy gaan sit voor twak praat, dan op sy senuwees, dan gaan sit hy eers. Ja, Dan stoei hy daar agter en dan vrot my hele huis. gelukkig, ek het hier ook gou gaan stoei, maar dit is gelukkig is die toilette ver. Hier is sulke lekker buite-ablusie, hier Ja. by Rivonia CFIO. So ons, Maar ek weet ook hoekom het jy nie gedrink die weekie, want ons gas, hy het persoonlik vir my gesê, hy kom in jou asem stink na drank. ja. Gaan hy jou bo vir jou voete afklap. Dit het hy vir my gesê in die week. my asem stink nou net. Nie na drankie, dit stink maar net normaal weg. So Riekie, net eers vir CFIO Mobility Toyota Rivonia, sê baie dankie vir die geleentheid, dat ons hier kan Ja. sit en lekker opneem. Dis mooi hier, hè? Dis mooi, julle kan hande klap. Ons het 'n Ja. live audience, hoor daar. Daai is 'n knoppie wat Blommie nou gedruk het. Hoor jy, is nie eintlik mense wat vir ons kykie, dis net die audience wat vir ons klap, maar dit is lekker en dis mooi voertuie, hè? Baie mooi, lekker mooi Toyotas wat hier staan natuurlik. Ek ry self 2 van hulle. So is lekker om hier te wees. Ons almal ry Toyota, al die gaste wat hier sit. Wel, ons gas wat hier sit is ook betrokke by CFIO Mobility Toyota. Hy's al jare daar by hulle, hoor. Hy's nog voor CFIO Mobility begin het, toe is hy al by hulle. Hy is die oorsaak dat jy ook by hulle is. 100% So is jy hy moet die vir hom oorsaak, hoor. baie mooi dankie sê. Pa, baie dankie vir dit, hoor. Dis mos my pa. My nooiens van is mos Botha. Ja. Nie Botha. So Riekie, raak nou ons gas. So 'n interessante eintlike feit. Daar's eintlik baie goed oor hom. Ek meen hy's 'n legende in Suid-Afrika en Springbok rugby. Maar eendag het 'n joernalis, net iets wat niemand geweet het nie, 'n dame joernalis het hom een keer gevra na 'n game wat hy gespeel het. Hy was nogal 'n mooi joernalis geweest en toe vra sy hom, hoorie, ek gaan nou nie sy naam sê nie, want dan gaan ons nou weggee wie is ons gas. Maar sy vra toe vir hom na die tyd so flirterig, sy het nogal baie geflirt met hom. En sy vra toe vir hom, hoorie man, is alles, want hy is obviously groot, hy is oor die 2 meter en fisies nogal, hy is een van die grootste bokke van alle tye, en sy vra hom toe, is alles in proporsie aan sy liggaam? Ja. Kyk hoe lag hy, het nie geweet, ek weet daarvan nie. Jy sê nou ons mag nie sê wie dit is nie, maar jy het klaar gesê sy van is Botha. Maar dit kan So- naas wees, so- ek meen. Ek het nou gedink dis of pik of PW of so iemand, ons sal nou kyk. Die mense gaan nou sien, die kameras nog nie op hom nie. So sy vra toe vir hom, hoorie man, is alles in proporsie aan jou liggaam? En hy sê toe, as alles in proporsie was ek 4 meter lank gewees. So dames en Wow. here, Bakkies Botha! Ja, dankie Amy. Dankie Rika. Rikkie, dankie. Ek waardeer. Dankie dat ons uiteindelik by mekaar uitgekom het. Waardeer jy die Hoe lank sukkel ons nou al om by mekaar uit te kom, maar toe ek hoor daar's baie Toyota Hiluxe betrokke en 'n groter skade as van die Curriebeeker skades wat ek gisterand gesien het tussen die Sharks en die Pumas. So ja, baie dankie vir almal hier en is altyd lekker om hier by Rivonia te kom kuier en julle 2 manne te sien. Ja, dis vir ons net so lekker, maar die intro wat hy nou gegee het, ons kan dit nie ontduik nie. Is dit waar of praat hy? Nee, ek moet eerlikwaar sê ons praat nie op toere nie. Ons is nou uit, ons is nou op toer, so ons praat nie uit nie. Daar sê hy. Nou dat hy ouer is hy actually nog groter, hoor. Hy moet nou al 5 meter lank wees. Ou bakke, kan ek gou vir jou sê, as daar nou jy is nogal 'n besige ou deur die week, maar as daar nou een is wat nog besigger as ons albei saam is, en dis die rede hoekom ons hom nou al vir 2 jaar nie in die hande kon gekry het om op die show te wees nie, is dit Bakkies. Bakke, vertel net so 'n bietjie vir die mense, waarmee is jy alles besig die laaste ruk? Ja, ons 'n paar goed, maar ons is geseënd op die einde van die dag, jy weet, dit is amper 11 jaar wat ek nou klaar is met
met die sport wat ek so baie lief is voor, wat ek nog nooit mis, elke dag as al op die TV is nie. Ek het nou daar in my cruiser geklim en gejaag die kant toe ek nog die All Black en die Ierse game gekyk het, so ek mis nog niks wedstryde nie. Maar ja, ons is redelik paar dinge besig. Ek is redelik besig met, glo dit of nie, ek is saam met Hammy met Talks and Chops besig. Ja. En ons staan nou vir 'n derde keer agtereenvolgend vir die silwer skerm. So ja, hopelik kan ons 3 in 'n ry maak en dan die Springbokke volgende jaar 3 in 'n ry. So ja, dis altyd lekker om saam sulke ongelooflike mense in 'n span te werk. Talks and Chops hou my so 'n bietjie Vrydae-aande besig, maar dis lekker. En dan is ek in die beesbedryf besig by Andre Kok en Seun in Limpopo wat ek lekker in die veilingbedryf is. En dan doen ek so 'n bietjie by Curve Gear, is ek ook betrokke in Pump and Abrasion Technology, die klere reeks wat nou uit is. Ons maak nou Augustus maand, eerste week 8 Augustus daar aan die oorkant Silver Lakes 14de winkel oop. So ja, daar's 'n paar goed in plek en ja, dit hou my lekker besig. Maar op die einde van die dag wat ek altyd sê, dit gaan goed met my, dit gaan goed met my vrou en kinders, ons almal is gesond, dan is die res bysake en dit is my lekker om julle te sien weer en weer 'n lekker paar gesprekke mee te kan aanvoer vanoggend. Ek en hy sit gewoonlik, ek weet nie hoe baie kyk jy twak praat nie, maar sit ons albei met Curve Gear op die program. Ek's mal oor Curve Gear. Sorry man, waar is jou Curve Gear vandag dan? Waar's joune? Ekskuus tog. Ja, maar wat se broek is die? Hierdie is dis 'n nuwe Curve Gear een wat hulle uit het, né? Hy kom so vuil uit soos wat hy nou tans lyk. Ja, Dit lyk of jy in die lande gewerk het. Nee, maar Bakka, jy's lekker aan die gang en ons is trots op jou en die plaas jy's nog bedrywig. Ja, die boerdery, die plaas is nog aan die Kalahari wêreld. Ons ek stoet bietjie met Beefmasters en die beeste en die wild. So ja, nee, Rikus, ek is geseënd en ek hou regtig myself besig met goed wat vir my baie lekker is. Ek geniet dit. En die mense is regtig wat betrokke is saam met my en 'n paar goed aan die gang het, is vir my 'n groot voorreg. En weer eens, ek dink nie daar's 'n beter tyd om ook 'n Springbok supporter te wees nie. Ja. Springbokke doen goed en hulle wen en die diepte wat Rassie regtig skep vir die span op die stadium. Jy sien ons regtig uit na naweke en die Springbok rugby is nou weer aan die gang. Hulle speel nou Wallis en dan noord teen suid is 'n lekker kompetisie, maar yes, ek geniet die sport en dit is vir my baie lekker. Ja, nee, ek moet Jy sal nie glo nie, so Bakkies was voor hy regtig rugby begin ontdek het as sy eerste liefde, was hy eers 'n cricketer gewees, né? Bakkies, vertel net gou so 'n bietjie oor jou laerskool cricketjare. So Bakkies was net so groot so wat hy nou is in Start 4 al, hoor. Hier my vriend in regterarm oor die paaltjie. Niemand kon vir Bakkies gefeis het. Jy vertel gou so 'n bietjie meer, Bakka? Ja, nee, Hammy, laerskool, nog op die laerskool en ek dink altyd jy weet as 'n ou so 'n bietjie gaan kyk na gemiddelde en bo-gemiddelde sportouens, was hulle redelik goed in 'n ander sport ook, jy weet. Riley Norton wat nou ook deurkom as 'n youngster, Slot, jy weet, fenominale cricketspeler. Jy kan gaan kyk na Skalk Burger, hy was ook 'n fenominele. Jy gaan kyk na IB, jy weet, al die ouens verstaan die klein ronde balletjie en dan jy weet, IB het nou vasgetrap en cricket gekies, maar jy weet, jy gaan kyk na daai ouens en ja, in die laerskool het ek lekker TPD klere gekry. Lekker 3 ingekom met die bat en geopen met die bil, jy weet, want ek het hom hier van hoog af afgebring. ja. So nee, wat dit was vir my lekker en ja, op die einde van die dag moes ons al daai tyd en dit so bietjie begin skaaf op 'n punt kom wat jy moet gaan besluit, luister, gaan jy bietjie meer moeite in jou cricket insit of jou rugby, jy weet. En ja, glo dit of nie, ek dink min mense weet dit daar buite. Ek was SA's gedoen op hekkies, op laerskool ook, het ek redelik 'n lekker krannige atleet gewees en ek dink ja, ons noem dit baie Hammy, maar ek dink ek sou dit nie kon gedoen het as ek nie skram af gespeel het nie. Ek het skram af op laerskool gespeel. Genian. Ja, en Daniel Rousseau was my fly off. What? So dis next level. Dis die stories wat min mense weet. So ja, ek was 9, maar daai tyd het ons nog die duikpaas uitgevoer. Ja. Ons almal ken nog die duikpaas. So ek sou graag wil sien die duikpaas moet terugkom, jy weet. Ek dink nie die skrammaas van vandag sal boks kan kiek nie, hulle met die duikpaas wat as hulle hom sal terugbring. Maar ja, 9 gespeel, dan in my 10 lekker rugby gespeel, lekker cricket en lekker atletiek. My sport geniet en ja, dankie Vader. Ek het dan met talent gekry en verder gegaan met my rugby sonder enige groot beserings en dankbaar en geseënd om 'n klein bietjie
deel te kan wees van Springbok rugby wat ons bereik het en wat ons gedoen het. En ja, en vandag saam met julle om lekker hierdie tyd te kan spandeer. Jy's dan baie nederig, 'n klein bietjie bygedra aan Springbok. Maar soos die hekkies byvoorbeeld, jy het net normaal gehardloop. Ek meen ek kan dit nie. Nee. Ja. Ja, Daar was nie eintlik iets in jou pad. Ja, nee, ek dink die kuns en hekkies is lekker om oor te kom, maar hulle praat van die afkap. Daai voet wat lê, moet vinnig afkap om weer traksie te kry. So ja, nee, ons het en glo dit of nie, jy weet, ons hekkies 'n coach in die laerskool was Dani Rousseau se pa se vrou. Ja. Wat? Sy het ons hekkies gecoach, Dani se pa het ons gecoach in rugby. Ek was 9, Dani was 10. Ja, en dit was ongelooflik, jy weet, en dis hoe ons dinge begin het en tot vandag toe, ongelooflik. Ek het dit nie geweet nie. So wat 'n skool was dit wat jy en Dani nou saam? Sekunda Laerskool, Goedhoop. Ja, in What? Sekunda, ja. So julle kom baie jare jy en Ja, Dani? nee, ons kom al 'n leeftyd saam, jy weet. En toe's ek in matriek het hoërskool het ek Middelburg Tegnies toe gegaan en Dani se pa te oorplasing Nelspruit Nelspruit. gekry, Hertzog en daar het hy gaan verder speel en toe het ons mekaar weer ontmoet toe ek weer van die valke af by die bulle aangekom het want Dani is direk na skool bulle toe het hy by NKP geswat. Ek dink hy het hom maar net 'n oorbruggingskursus gedoen om om by die rugby uit te kom. Ja, en toe kry ons mekaar weer in Pretoria. So ja, dis nogal 'n great storie vir my en vir Dani ook, jy weet, om daai pad saam met daai ou te loop en hy het ook goeie Springbok rugby, 'n fenominale speler was Dani Rousseau ook maar nie, jy weet, ouens wat 'n min anders line kon gehardloop het soos Dani Rousseau. So ja, fenominale speler ook. Julle moes eintlik aangehou het met die skakelpare. Ek meen imagine Bokke was julle 2 9 en 10 gewees en nou is dit gewees. Maar met my duikpaas nou sal ek hom vir die buitesenter gee. Ja. Hoorie Bakka, jy praat so oor beserings, jy gaan nie glo nie. Die grootste besering, Bakkies, ek weet nie of ek hierdie storie mag opbring nie, want hierdie keer word hy nou rekord. So Bakkie se grootste besering wat hy nog opgedoen het in rugby was eintlik 'n anusbesering gewees. Rarig. Bakka, as jy net so 'n bietjie kan uitbring oor die anusbesering wat jy opgedoen het in Ja, Frankryk. ek moet sê julle hou nogal redelik julle program se naam gestand. Twakpraat. Maar ja, en weer eens, ek dink hier word stories gepraat wat min mense daar buite weet. Ja, ek het begin in Frankryk en ek was eers beseer, teruggekom na 3 maande met my Achilles wat ek opgedoen het in die uitspelrondes in die Wêreldbeker 2011. Toe ek Frankryk toe en weer teruggekom en ja, in my eerste wedstryd, sal dit nooit vergeet nie, het ons weggespeel en en ek was so opgewonde om weer terug te wees op die veld en ons het Biarritz gespeel, so rooi span, hulle is nou in die Pro D2 in die tweede divisie, maar hulle het daai tyd die eerste divisie gespeel en jy weet nou na 3 maande jy weet klaar Springbok gespeel en jy weet is in die koerante vol, ek maak my debut vir Toulon in die suide van Frankryk en ja, my eerste wedstryd toe ek daar by 'n breakdown besig is om bietjie mediese fonds sertifikate uit te skryf, toe voel ek hier van agter af nogal 'n redelike ek gaan nie letterlik die naam, die gevoel, die K gevoel, moet ek eerlikwaar sê, en ek het gedog, maar in my lewe, wat het nou gebeur? En ek spring toe op en ek sien ons 9, nommer 9 en ek klap hom. Ja. Maar ek klap hom raak, maar jy weet en hy's 'n Frans en hy sê, "Oh, papa, si." Dit beteken onmoontlik. Wat maak jy? En ek dog, okay, maar wat jy nou gedoen het is nie aanvaarbaar nie, weet. Ja. So, maat, ek kom, weet en ek was nie altyd lief om analysering van lynstane en breakdowns te doen nie. Gee my die huiswerk en ek doen dit, jy weet. Ja. Dis maar toe ek en Victor ook saam gespeel het, hy het altyd die huiswerk gedoen as die skote klap is hy maar op buitesenter, jy weet. Dan doen ek maar daar voor die huiswerk, maar ek moet sê daai maandagooggend is ek eerste daar want ek wil weet want hy sê dis nie hy nie en ek kan nie verstaan dat hy nie sê dit is nie hy nie. Want toe dog ek nou dis miskien die Franse manier dat die man bietjie oor die rak gaan. Jy weet want ek is nou hierdie kant van 'n bietjie vinniger bal kry uit hier, Rikus. Kom maar by die video analise aan en ek check die video analise en ek sien ek nou eintlik wat gebeur het. So as jy bietjie die Franse rugby ken, hy het stit gespeel, Magagné. Het hy vir Franse 'n paar toetse gespeel en hy het in die onderkant op die grond gelê en ek was so bo oor hom en hy het gesien nee maar ek is nou besig om bietjie 'n paar van sy manne bymekaar te maak en hy dog nee wat hy gaan nou nie terughou nie.
maar hy druk sy vinger letterlik waar ek dit nie wil hê nie. Ja. En ek moet nogal vir jou sê, ek gaan dit nou maar sê want ons is nou op die punt van die storie. Ja. Dit was Jenny en dit was 'n kakgevoel gewees hoor. En wat ergste surprise het is hy was on the money first time. Ja. One time first time en Prostaat. ek moet vir jou sê en ja en dit was my eerste wedstryd by die Franse Liga. What? En ja, en ek moet sê en ek sê dit altyd vir mense, jy weet, en ek sê dit tot vandag toe nog. Die Franse Liga top 14 is die tafste liga nog. En dis hoekom jy nie een Springbok op nou in daai liga sien nie. Almal gaan Japan toe vir goeie geld. Ja, ek dink nie dis so uitermate hard op jou liggaam nie. Ja. Maar die Franse Liga, die 4-5 jaar wat ek in Toulon spandeer het met baie vrae op my liggaam gevra. Ek het my grootste beserings gehad in my 4-5 jaar daar as wat ek die 12 jaar in Suid-Afrika gehad het. 2 gebreekte arms, 'n skeelkraak gehad waar my vrou langs my in die hospitaal sit. Sy sê dis nou klaar. Ons klim nou, ons pak, hierdie goed kan nie meer so aangaan nie. Dan loop al bloed uit my neus, uit my ore, uit my oog. Sit amper in die onderkant van my gesig, dan sê ek van nee, vasbyt mamma, ons het hom nog so 'n jaar om 'n paar euros te trek. Maar ek moet sê dit was interessant geweest. Dit was exciting times geweest, uitsluitende daai eerste scenario. Dit is glad nie exciting times nie, maar hulle het jou getoets. Dit was altyd lekker. Die Franse Liga en die top 14 wat ons gewen het en 3 keer die Heineken beker. Ja, dit was 'n amazing journey, maar dit is een van my aardigste gevoele ooit. Maar ons het dan weer bietjie terugbetaal toe hy teruggekom het nou by ons te kom speel by die huis. So ons het hom so 'n bietjie teruggegee wat hy nee, moenie. Ek weet waar Hammy jy nou pad is, glad nie. Glad nie 2 of 3 vingers nie, Hammy. So ja, nee, dit was nogal 'n aardige gevoel. Dis soos Rietjie sê nou net, hy sê in jou eerste game het jy sommer 'n prostaattoets gehad. Kyk of alles nog reg is. Hoorie Bakka, maar jou plan was nooit gewees na die bokke regtig om oor see te gegaan het nie, nê? Jy het so half vir jou agent gesê daai tyd, man, kyk of jy eers 'n kontrak kry en dan sal 'n ou miskien dit oorweeg, maar dit was nooit regtig jou plan gewees om na die bokke oor see te gaan nie. Ja, met die geleentheid het verbygekom en die geleentheid het eintlik al verbygekom na 2-7 se World Cup. Jy weet, en toe jy weet, want op die einde van die dag, daai tyd was die reëls en regulasies heeltemal anders as wat hy nou is. Daai tyd as jy oor see gaan, is jou kans eintlik 0 om nog verder vir die Springbokke te speel, jy weet. Vandag is ons speel hulle oor die wêreld. Dit is amper so sokker en dan kom die ouens in en hulle verdien goeie geld. Nou, maar daai tyd as jy regtig besluit om oor see se kontrak teken, dan moet jy weet, luister, jou kanse is 0. Ek glo as daai reëls en regulasies vandag getel het, het ek moontlik my 100 toetse gehaal in Springbok rugby, want ek het op 85 klaar gemaak. En toe was ek 3 jaar in Frankryk toe Heineken my weer teruggeroep het vir die einde van die jaar toer in 2014. So ja, ek het die besluit maar geneem en dit gaan meer oor die finansiële besluit gewees as wat dit regtig oor enigiets anders was. 2-7 kon ek oorgegaan het, maar 2-9 was die Britse leeu's in Suid-Afrika, jy weet, so daai worteltjie was voor en ek is maar 'n hoe kan ek sê, ek is maar 'n piesang as dit kom by loyaliteit. Ek is 'n baie loyaliteit tipe mens. Ek het vasgetrap en gesê, "Right, kom ons wag vir die Britse en leeu's om hulle weer te breek 2-9." So ja, en hulle het ingekom en 2-11 is ek toe oor see en ek is dankbaar vandag ek het daai skuif gemaak. Ek dink daai tyd was die ouens baie huiwerig om dit te doen want jy's in Suid-Afrika, jy speel vir die Springbokke, speel vir die Bulle. Ek vat my scenario. Dit gaan goed met jou, maar jy weet jy kom op 'n punt wat baie ander dinge in jou lewe bietjie meer jy moet nou 'n bietjie anders te dink as 'n jong ou wat die wêreld vol toer. Jy kry amper alles, jy kry so goeie salaris, die lewe is 'n lied, maar nou moet jy begin dink, die kinders begin aankom, jy moet ietsie begin bou vir na rugby. En ek dink dis waar die skuif gekom het. En ja, en ek het 'n ongelooflike offer gekry van Toulon. Almal weet wie Toulon is in die suide van Frankryk. Waar daar nogal groot name gespeel het en toe het ek die span gesien wat die president bymekaar trek van Toulon en toe het ek net gesê ek gaan hierdie kans gebruik en weer eens dit was finansiëel vir my die moeite werd om al my goed te pak en te sê luister ek gaan vrede daarmee maak om miskien nooit weer vir die Bokke te kon speel nie en ek is Frankryk toe in 4-5 jaar van my mees ongelooflikste tyd in my rugby loopbaan en baie mense vra my bakkies wat sou jy anders te gedoen het
as ek jou vandag die vraag vra, en ek moet eerlikwaar sê, ek sou vroeër Toulon toe gegaan het, want weer eens, hy is so bang om hy skuif te maak in Suid-Afrika, weer eens, ek praat van daai tyd, nie vandag nie. Ja. Daai tyd, want jy is so bang om hy skuif te maak, ek gaan nooit weer vir die Bokke kan speel nie, jy staan op 80 toetse, nou moet jy dit eintlik in 'n mate opgee, maar dan dink jy ook weer, jy moet ietsie bou na rugby vir jou gesin en finansiëel net bietjie meer onafhanklik te wees. Ja, en ek het gegaan, en what a 4 years, yes, amazing spelers, Johnny Wilkinson, Carl Hyman, Ali Williams, Drew Mitchell, jy weet, en Lee Halfpenny heel agter, so dit was 'n ongelooflike span gewees, en wat ons bereik het, jy weet, om top 14s te wen, en 3 keer die Heineken beker in 'n ry, jy weet, so ons gaan nou vir 3 keer by Talks and Chops, ons het 3 keer vir Heineken beker, en hoop en vertrou die Bokke doen om volgende jaar 3 keer in 'n ry. Sien waar bakkies betrokke is, werk ons in die drieë. In 'n drieë, Werk ons, so ons moet om hierdie jaar vat die silverskerm. Nee, verseker. Maar ek dink daai tyd, in my opinie, dis die sterkste Toulon span ooit. Ek dink nie daar sal weer so span wees nie. Kyk, dit wat julle bereik het, jy weet, ek sien dit nie meer daar nie, jy weet, in my opinie. Nee, verseker, Rikus, ek moet sê, ek is dan bly, ek is saam met ouens op 'n program wat hulle rugby ken, jy weet, ek hou Toulon elke dag nog dop, en ja, met alle respek toe ons die kamele gepak het, ek myself en Carl Hyman en Ali Williams het saam klaar gemaak, en ek sien nie dis ons nie, ek dink dit is 'n kombinasie van baie goed, maar jy moet maar jou grafter sê, jy moet ouens hê wat bereid is om na die loopgrawe, na die donker plekke toe te gaan, en tot vandag toe het Toulon nooit weer regtig iets gewen, vanaf ons 2014, einde 2014 toe ons daar weg is nie, en hulle doen goed, hulle het nou in die uitspelrondes ook nou teen wat se naam verloor in die semis of die quarters van die Investec beker wat hulle nou speel die Heineken beker. So daar gebeur dinge by Toulon, maar ek moet eerlikwaar sê, met alle respek, en ek sê altyd met respek en met nederigheid, ek dink nie daar's 'n klapspan wat ooit so was, soos wat ek betrokke by was, as jy die name gaan lees, jy weet, en wat dit vir my so hartblywend maak is, jy weet, dit was 'n span gewees wat eintlik half in perspektief weer eens daai tyd, as jy 33, 34 kom, dan is dit nie, jy's oor die muur. Vandag se rugby is dit nie, ouens speel 5, 6, 37, speel hulle nog die game, man. Dit het so verander, jy weet, en daai tyd het ons, kom jy by 'n oefening aan, nou jy weet, in Suid-Afrika is jy 2:33, dan begin jy nou klaarmaak met jou rugby, dan kom jy daar by Toulon aan, dan slot so Simon Shaw van Engeland daar, dan is hy al 6, 37, en dink jy myself, nou moet jy jouself weer jonk hou, papa. Nou kan jy nie weer agterhardloop nie, nou moet jy weer die stange voorvat, en dis wat vir my great is, jy weet, en baie ouens het altyd daai gesegde gehad, ons kom haal ons pensioen oor see, ons is net daar, ons is 'n klomp mercenaries, en dit het ons gedryf as 'n span, en ek moet sê, dit wat ons bereik het, is nie gehoor al in klap rugby nie, dit wat, en weer eens, waar ons as 'n span was, en ouderdom was, eintlik moet jy dink, luister, hulle is 'n paar has-beens, paar ouens wat 60, 70, 80 toetse, en hulle, Castro Giovanni van Italië, hy was daar by ons, so dit is fenominale wêreldklas spelers, maar wat ons bereik het is, jy weet, daai eerste week by Toulon, toe ek nou weer terug is na my besering, hier by dag 3 toe dog ek myself, Botha, ek weet nie wat het ek nou myself besiel om hier aan te gaan nie, want die ouens, Carl Hyman lê by die skrammasjien in slaap, hy wag net vir skrams, hy doen nie eens fiksheid nie, hy wil nie fiksheid doen nie, want en daar het ek besef, elke ou weet wat hy moet doen, hy is so ervare, en hy weet wat om te doen, Saterdag as die fluitjie blaas, dan moet die skote klap en die dinge moet gedoen word, en daar het ek eintlik besef, jy weet, dog ek myself, hierdie naweek gaan ons brul, want hierdie ou lê by die skrammasjien in slaap, en daai ou sê vir die coach om, nee, ons gaan nie nou dit doen nie, ons doen nou eers dit, en ons doen dit, jy weet, so dit het 'n groot rol gespeel, hoe jy jou mindset doen, jy weet, maar ek moet sê, elke ou het gedoen wat hy moes doen, al die spelers, en as die naweek kom, en ons, en hy fluitjie blaas, dan moet jy weet, Carl Hyman skram, en hy's een van die bestes waar ek agter my geskram het, moet ek sê, 'n fenominale speler, fenominale persoon, hy kom nou vir ons kuier, nou met die Greatest Rivalry uit Nieu-Seeland uit, en dis wat rugby lekker maak, ek is, jy weet, en Frik het altyd gesê, bakkies, ek het miskien nie al die geld in my lewe gemaak nie, maar ek het pelle oor die wêreld gemaak, en dis wat great is, jy weet, so die ouens kom bietjie kuier in Suid-Afrika, ons het 'n venue by Denokeng, buite
buite Pretoria, en glo dit of nie, oor die 1000 All Black supporters wat inkom in Suid-Afrika om my greatest rivalry, en dit is maar net seker maar net 'n gedeelte van al die supporter mense wat kom. So ja, ek dink nie mense besef hoe groot die greatest rivalry gaan wees nou wat inkom in Suid-Afrika. Want dit is ou rugby wat hulle terugbring, midweek spanne wat speel, die Unie ouens wat 'n geleentheid kry om teen 'n All Black te speel. Wow. Nee. Dit het ons nie eens gehad nie, of ek het dit nooit gehad toe ek by die Bulle was nie, maar nou met hierdie nuwe format wat hulle ingebring het, dat hulle midweek speel en naweke, gaan eintlik 'n leeu ouetjie of 'n Bulle ouetjie kans kry om teen 'n All Black te speel. Wat 'n geleentheid. En wanneer laas het hulle hier kom toer, as ek dit so kan noem? Yes, Rikus, dit was 97 of ja, so 97, daai format wat hulle nou weer teruggebring het, ja. En dit is goed vir Springbok rugby, dit is goed weer om ons diepte te en weer vir All Black rugby, jy weet, en om regtig hulle diepte te toets en veral die wêreldbeker wat volgende jaar in Australië gaan plaasvind, jy weet, dit gaan next level wees. Gaan jy bietjie gaan World Cup toe? Ja, Nee. Ek en hy gaan hoor, wil jy saamkom? daar Nee, is maar plek. FaceTime my vriend, FaceTime my maar. Ek sal maar op die pad wees met my Hilux hier in Suid-Afrika. Ek is maar locally based. Maar ja, ek dink dit gaan 'n ongelooflike World Cup in Australië wees. Ek dink wat vir ons Suid-Afrikaners bietjie uitdagend gaan wees, aan die een kant is vroeg opstaan, die tydsone, maar jy weet, dan kan jy al die 4 uur opsteek, die 4 in die oggende lekker 'n vleis hier teen 9 uur stamp ons 'n lekker T-bonetjie, en dan weet, en dan hier met die 9:30 dan maak jy so ietsie nats oop, jy weet, en dan kan ons maar aangaan hier die res van die dag. En teen 11 uur pas ek aan. Ek ben net so 11 uur is jy in die bed. So ja, nee, dit was nogal 'n redelike uitdaging, die timezone, en jy weet, ek was daar fisies World Cup deel toe ek onder Rudolf Stroili gespeel het. Het ons mos deelgeneem in die World Cup Australië 2003. Toe Bryce was in die Bryce Lawrence jaar. Ja, dit was die Bryce Lawrence jaar, dis presies hy daar, ja. So ja, nee, ek is basies weet ek wat gaan ons huidige Springbokke teekom. En ek moet sê dit gaan vir hulle lekker wees, want ons het dit nou die aand op die show ook gesê, wat lekker is van die Springbokke huidiglik. Wêreldnommer 1 kan altyd kies waar hy wil bly. Dit is sy voorreg. So dis hoekom hulle nou al 'n ruk terug het Charles Wessels hulle en al die bestuurspan van die Springbokke oorgevlieg Australië toe. So as jy wêreldnommer 1 is, dan kan jy gaan kies wat so hotel jy wil bly, wat so oefenvelde jy wil gebruik. So dit is baie lekker. So Rassie, hulle het klaar daai beplanning gedoen. Waar wil hulle set up? Waar is hulle base camp? Waar wil hulle wat doen? So dit is eintlik goed. Waar ons nie, en ek gebruik dit nie as 'n verskoning nie. 2003 moes ons maar net vat wat ons kry. Maar ek dink weer eens, dit is die wêreldnommer 1 se voorreg om dit te kan doen. Ek het dit nooit geweet. So in hulle tyd met Rudolf Australië, hy het toe gekies om in 'n karavaanpark te gaan bly. So hulle het almal gekamp daai tyd. Ja, want jy weet, dit was vir ons baie lekkerder, want toe is ons al, jy weet, toe is ons 'n paar maande vroeër deur Kamp Staaldraad. Ja, natuurlik. So dit was vir ons normaal om in 'n kampterrein te kamp in 'n karavaan, jy weet. So ja, nee wat, maar daai ambisieblokke was 'n uitdaging, hoor. Ja. Maar daai wat jy sê, ek het dit nooit geweet, is die wêreldnommer, is dit nog al die jare so? Dis maar al die jare so op daai stadium, en dis hoekom as jy 'n hele ruk terug kon geluister het, hoe Rassie dit ook in die media gesê het, vir hom was belangrik, maak nie saak wat se games hulle op daai stadium speel nie, hulle moet wen vir hulle wêreldrankings. Maar nou is dit nie, want dit is klaar nou op 'n sekere punt, dan sê wêreld rugby right, dis die world rankings, dan stop hulle hom, en dan volgens daai world rankings beplan hulle volgende jaar se World Cup. Maar nou wil ek jou vra, maar die world rankings, wat gaan aan met world rugby, laat ons alweer die pools so uitwerk, dat ons die All Blacks byvoorbeeld in die quarters gaan kry. Ek verstaan nie daai proses. 1 en 2 basies wat in die quarters te mekaar. Ek verstaan nie die proses. Hoe kan nommer 1 en 2 mekaar nie eers in die finaal kry as dit nou so ek moet nou geel sê, die world rankings en hoe hulle dit bepaal is amper soos elke ref die breakdown blaas. Jy weet nie. Jy weet, soos back in the days, Richie McCaw het altyd weggekom, almal sê, maar hy was skelm en hy het van die kant af ingekom, maar ek moet dit vir Richie gee, hy die ref gaan ontleed. Want baie ouens daai tyd nie regtig, rugby was rugby, breakdowns, lynstane en alles, maar Richie het geweet tot watse mate elke skeieregter die breakdown blaas. En hy was slim geweest, want hy weet elke ref blaas 'n sekere reël, miskien nie presies soos die vorige ref blaas nie. En daar was Richie redelik slim geweest, en dis hoekom ek altyd vir myself gesê het, luister, as ek teen die All Blacks speel en 'n Richie McCaw, moet ek die breakdown
gaan half 'n oorlog maak. 'n Ja. ou wil nie daar inklim of daar wees nie. En Ja. net daai een doubt of daai split sekond wat Richie McCaw daai vuur op my rug iewers soek, is daai split sekond wat hy nie 'n bal stadig kan maak Ja. om ons op die aanval te sit of selfs daai bal stadig te maak dat hulle op die verdedigingslyn baie beter in plek te kan kom vir die press defense. Ja. En dis ek het maar net genader het, jy weet, om te sê luister, ek moet die breakdown 'n oorlog maak dat hy net 1 of 2 keer dink om te sê waar is hy nommer 4, want as hy daar naby is, gaan ek nie na nie, want hy weet hy gaan seer kry of die mediese goed gaan 'n probleem wees. So ja, maar ek moet dit vir hom gee. Ek dink hy was nogal 'n meester met die breakdowns, want hy het die skeieregter ontleed en geweet tot watse limit hy die skeieregter kan druk op die breakdowns. Ja. Bakka, ek wou jou nog gevra het, ek meen 99% van spelers was 'n bietjie skrikkerig vir jou gewees. Was daar 'n speler vir wie jy so bietjie bang of skrikkerig was? Nee, Daar is die antwoord. ek ken Ek dink wat 'n swak vraag is dit. jy het nie voorberei vir die program nie. Ja, nee, ek moet sê dit was altyd 'n uitdaging want jy weet jy dra die label as die enforcer, maar I mean met alle respek weer eens, ek sê dit altyd en ek praat nie neerhalend nie, jy weet, ek het my altyd beste van my vermoë wat ek altyd geweet het, luister, as ek op die veld gaan moet ek kan nie terughou nie. Ja, en die tafste speler waarteen ek gespeel het is nog nie gebore nie, my opel. So ek wag nog vir hom, maar ek moet sê jy wil jouself altyd toets teen die beste. Altyd jouself toets teen die beste en ek dink dis waar ons in 'n bevoordeelde posisie vandag se rugby is. Al die spanne in die wêreld wil hulle self toets teen die bokke. Ja. Jy weet, daai tyd was dit altyd nommer 1 bokke, nommer 2 All Blacks en dan partykeer kom die All Blacks eens verby. So jy het jouself altyd in my aspek het ek myself altyd getoets die All Blacks, jy weet, want jy moet weet, luister, as jy die All Blacks aanvat en daai HK's klaar gesing, dan moet die bloed loop en die steke moet fluit, jy weet. So jy moet daai fondasie lê en dit was altyd taaf geweest. Dit was altyd taaf geweest en ja, om jouself te meet in jou kategorie waar jy jouself wil meet, was die All Blacks altyd 'n special. En die Franse ook, moenie Franse weggooi nie. Ja. Een van die hardste toetse wat ek gespeel het, was ook Frankryk in Parys. Die aand, jy speel ons daai toetse 9:00 die aand, jy weet, so jy is die heel dag, moet jy wag in die hotel tot 9:00 die aand, so dis nogal sinitergend, maar ja, daai toets sal ek nooit vergeet nie. Fabio Pelouse, hulle die Franse klim in en hulle wys nou, die laaste paar jaar wys hulle, luister, hulle is 'n span wat nie terug kan staan, hoef te staan nie. Ja, jy weet, 2-3 minute in die eerste helfte toe ek 17 steke in my kop. Toe het hulle my half bietjie by mekaar gemaak daar by die breakdown, maar dit is lekker. Ek het uitgedeel, ek het ontvang, dit was great geweest. Ja. Oos, Wes, Suid, Noord. Hier is waar die rugby hoort. Wees wakker, wees verseker. Hierdie is die Noordwal beker. Wie is ons? Wie is ons? Wees wakker. Ngiri soek jou kar, jou VX, jou Land Cruiser, jou Raptor, jou extra cab. Maar ons stel ook belang aan die kleiner karre, die fancy karre, die studentekarre en die mamma karre. Kontak vir Ngiri Auto nou as jy jou kar wil verkoop. Hoor, gee sommer vir Bakka nog 'n lekker hande klap. Okay, Bakkie, so klein bietjie weg van die raggas af. Ons is nou vandag hier by Rivonia CFI Mobility Toyota. Jy is al 'n rukkie betrokke by hulle en by CFI Mobility. Hier's 'n paar mooi karre wat hier staan, hè? Ek moet eerlikwaar vir jou sê, ek stoot liewers my Hilux
voor Ja. ek enigiets anders ry. Ja. En ek moet sê eerlikwaar daar's baie op die mark, daar's baie brands op die mark en jy weet en 'n ou gaan kyk maar weer eens die diens en diens gaan ook saam met enige brand in Ja. die samelewing. Jy weet as jy ietsie koop wil jy graag 'n diens hê en ek moet sê jy het dit genoem 'n ongelooflike span wat reg oor die land operate en ja, ek kom al 'n leeftyd saam met die groot man agter die skerms. 'n goeie pel vir my, 'n hartspel vir my en ons kom al 'n lang pad saam. En ja, die diens en goed wat die Toyota mense vir 'n ou gee en die kwaliteit, jy weet, ek is maar 'n Toyota fan van dag 1 af. Daar was al 'n geleentheid met 'n paar ander brands, maar jy weet, eerlikwaar as daar ander brands genoem word, dit is so erg. Die kindersteam op saam met my vrou en dit raak amper na skei sake toe, jy weet. Ons kan nie ek sê nou maar skei, maar ek grap maar net, dis erg. Dis nie 'n topik waartoe ek kan gaan as ek sê luister, daar's miskien ietsie op die tafel van iets anders nie. Ons ry Toyotas in ons gesin. Ons is bevoorreg om dit te kan doen, maar ja, daar's min goed wat naby 'n Toyota kom en ja, soos ek sê, dit is vir my ongelooflik om hier te kan wees saam met julle met al hierdie ongelooflike Hiluxe en mense bring is vandag. Wel, Rivonia is ons tak hierdie week, Rikkie, wat ons hande mee saamvat. Waar jy 'n boodskap vir William gegee het wat hierso sit en smile? Ja, ek wil net William, hy's eintlik 'n legende, die wat hom nie ken nie. Hy kom eintlik uit Pretoria al die jare. William Holland, is lekker om jou te ontmoet. Ek het al baie van jou gehoor, maar ja, dis lekker gaste hierso. Ja, en dankie vir CFIO. Dis lekker. Dankie dat julle deel is van Twak Praat. Ek dink wat mense nie weet nie is, jy weet, sonder borgers soos hulle kan ons nie aangaan nie, verstaan? En ja, so dis lekker om julle aan boord te hê. Ja, Rickert, ek moet sê CFIO Mobility gaan loer by enige tak reg oor die land in. Asseblief van bo van die Bosveld af reguit deur tot onder in die Kaap. Julle gaan nie spyt wees nie. Ongelooflike mense met integriteit, dis 'n familie environment en daar's altyd diens. Gaan klok net in. Kyk waar jou naaste Toyota CFIO is en gaan loer in daar. Julle sal nie spyt gaan, maar en ek kan julle beloof as ek my stempel of my naam op 'n ding sit, hy werk definitief. Ja. Hoor daar. En Minnie, sy vrou, William se vrou het vanoggend 2 uur opgestaan om hierdie platter vir ons voor te berei, hoor. Ek sien nou daar. Ja, sy het hierdie platter vir ons aan mekaar geslaan. Hoorie, en sy doen dit presies soos Woolies. As ek nou dit kyk, dit lyk vir my soos Woolies. Nee, verseker, en as jy regtig regtig gaan kyk goed is dit die pre-match meal vir die vaste 5 teen Wallis vanmiddag. Ja, hierdie is net joune bakkies. Bakka, ons vat hierdie hele tafel met alsaai. Ek laai dit in jou bak. Ons kom maar by jou kyk. Hoorie Bakka, wat lê nog vir jou voor ons tyd ons bietjie uit gehardloop? Yes. Maar as jy gaan jy weer tokse aantrek, ek weet jy wil by Harlequins weer begin speel. Het jy vir my gesê wat lê voor vir jou? Nee, wat baie mense vra vir my of sê my, jy weet, bakkies, jy sal nie in vandag se rugby lewe ooit eers 10 minute maak nie. Dis sê ek my oom, as jy na hulle paychecks gaan kyk, is ek baie maklik aan hoe kan hulle sê? Ek kan verander. Ek kan regtig verander om by die reëls op standaard. Ek kan by die reëls ek's aanpasbaar. Dis die woord wat ek soek met die nuwe reëls en regulasies. Maar ja, ek geniet die rugby Hammy, is vir my baie lekker. Weereens is great om 'n box supporter te wees, maar in geheel die rugby. Gaan kyk die Kruiwenweek wat verby is. Gaan kyk waar sit die beker. Gaan kyk skole rugby. Gaan kyk nou Springbok rugby. Ek dink nie daar's 'n land in die wêreld wat rugby so gesond is soos Suid-Afrika nie. En baie mense wil nou doen wat ons doen en is goed. Jy weet, as jy gaan kyk na die nuwe coach wat ook nou inkom van die All Blacks, jy weet, en ek moet sê, ek is baie versigtig vir die All Blacks wat in die gras. Baie mense praat baie min van die All Blacks omdat hulle deur 'n baie bad patch nou die laaste paar jare gaan. Ek dink nie hulle kom tot hulle volle reg nie. Ek dink hulle het die spelers. Ek dink daar's 'n paar goed wat moet verander. Maar ek moet sê, ek mis nie rugby vir 'n dag nie. Ek geniet dit en jy weet, kyk weer vandag. Jy moet eintlik 'n channel hopping doen om regtig by al die games uit te kom, jy weet. Absoluut. Jy weet, dit is ongelooflik. Weer eens in my huis het ek so 'n paar TV's. Die een is op golf en die ander een is op rugby en op die game, jy weet, so die kinders mag nie channel hopping doen nie. Jy moet na daai vertrek toe gaan as jy dit wil kyk. Jy moet na die vertrek toe gaan. So ja, ek dink ons is in 'n lekker plek en met die opbou na die wêreldbeker toe. Ek dink al die paaie lei na Australië toe volgende jaar. Ja. En kom ons kyk wat gebeur, maar ja, dit is vir my lekker. Ek wil so nou en dan bietjie gaan
help en dan skuif ek so 'n paar leerbanke daar by die huis rond. Maar ja, ek geniet dit nog baie. Manne, dis vir my great om rugby te kyk. Coach glad nie. Ek sê altyd rugby was deel van my lewe. Dit was nie my lewe nie. Coaching glad nie betrokke raak nie. Ek geniet dit nie. Dis Ja, net geniet lekker dit, om sport te kyk. Ek wou jou vra nou, ek dink seker mense wil weet, volg jy die Soccer World Cup of nie vreeslik nie? Nee, ek nee, glad nie. Ek moet hy is nou saam met my op Talks and Chops ook, jy weet, en as dit die onderwerp is, dan sê ek, "Emma, jy scan net verby my asseblief." Jy weet, ek dink nie dis om ek nie van sokker hou nie. Ja. Dis great. Ek het nou vinnig net bietjie geloer. Ek hou daarvan om die highlights te kyk. Ja. Want jy weet my glo dit of nie, my light kyk nogal intensief sokker. Ja. Maar jy weet dit is vir my, ek like die kontak situasie en daar is nie, jy weet. As daar 90 minute verby is en is 0-0, dis 90 minute van jou lewe wat jy nooit gaan gemors sien het, nie. ja. Wat gemors het. En So daar dit by is die ouens soveel nou- beter om net die highlights te kyk, my vriend. En die taktiek wat die ouens gebruik om seer te en, kry. Ja, en ek het nou so bietjie vinnig geleer, Ja. omdat dit nou maar weer World Cup is. Hulle kies 'n span wat aanvallend is en 4 voor of 5 voor en 4 Ja. agter. Ek het nou maar so bietjie, maar dis nou nie my groot, dis nou Ja. nie my groot liefde nie. Maar ja, kom ons kyk ek sien wie's in die final. Argentinië en Spanje, ja. Dit gaan as hierdie nou uitsaai is al Ja. klaar en ek vermoed Argentinië. Want gaan Argentinië vir het mos die nou tweede keer- Frankryk of Engeland. Hulle het vir Engeland Engeland gewen, dis reg. Ja, so Ja. ek gooi so een oog, so Ja, jy ken halwe hom. oog. Ja, so ek loer maar is nou nie my eerste prys nie, jy weet. So In Bakka die se- in die woorde van wie was dit, Ben Creer? Ja. Sokker. F sokker. F sokker op daai noot. Bakka is 'n mountainbiker ook deesdae, hoor. Ek het in hoor. my lewe nog nooit so groot fiets gesien nie. Hy staan hoor as daai cruiser wat daar buite staan. Hulle moes daai ding ingevoer het van Istanbul af. Is jy nog op die mountainbike, Ja, ek Bakka? is nog, Hammy, maar die frustrerende ding is as ek is, die ouens praat van teiling. Die ouens sit mos agter jou vir bietjie Wow, minder ja. wind, jy weet, maar die ouens is heeltyd agter my want maar ek breek nie die wind nie. Ek is eintlik maar 'n koelteboom vir hulle. So hulle ry eintlik in die koelte en ek suffer daarvoor. Maar ja, dit is vir my lekker, jy weet, en die ding het maar nie gebyt nie. Dit ek het net gesien, luister, dit help bietjie vir my om net aktief te bly, want jy weet as 'n ou op die bene is dit maar die liggaam raak maar seer. Maar Hammy en ons het van verlede jaar het ons die Munga bietjie getrap. Ja. Maar hierdie mannetjie, ek moet sê met hierdie man, hy oefen amper niks nie, maar hy kan. as hy op 'n fiets klim en dan gaan hy kan. Ek sê mos hy Nogal kan sê. enige iets doen. Want hy het nou gesê hy gaan die 100ste Comrades hardloop volgende jaar. Dis wat hy gesê het. So ek weet nie of dit nou regtig deurgevoer word of wat nie. was 'n grap, So is dit 'n grap? Okay. Maar ek dink jy gaan seker dan net 'n bietjie uitsaai daar by die halfpunt. Ja, Daar by ja. die halfway house en- gaan jy uitsaai daar by die Comrades. Ek en Faitjie braai en drink daar halfpad. Okay. Ja. Maar is hy af of op volgende jaar? Hy's af. Hy is Die af volgende jaar. Ja, So dis makliker. heeltyd 'n gebriekery. Ja, heeltyd. En ek doen dit met rollerblades, hoor, so dan is dit baie makliker. Hoorie Bakka, ons wil vir jou sê dankie dat jy op die show was. Ja. Jy's 'n absolute legende. Dis 'n voorreg vir ons twee dat jy hier was vandag en net om jou op 'n gereelde basis te sien. Ons gaan nou binnekort op 'n jagtrip saam met ou Bakka. Ek kan nie wag. Ja, dit gaan pret Nee, wees. dankie om julle ouens te en ek sê altyd waar ek gaan, jy weet, maak nie saak wie en wat ons is nie. Ek sit nie hier vandag met al my suksesse, my bekers en my medaljes nie. Moet nooit jou mens wees verloor nie. Hou respek vir mekaar, maak 'n verskil daar buite waar jy gaan en gee hoop. Create hope outside en kry die mense positief. Ons het ons uitdagings. Ek was oor die wêreld, maar daar isn't a better place than South Africa. Nie 'n beter plek as Suid-Afrika nie. Dankie aan Rivionia, Toyota, Hammy, Rikus, julle baie dankie vir die tyd. Pas julle op, veilig wees. Nou, Dankie. Dankie julle. Dankie julle.